Goeiemôre, heerlik om te gaan groet op hierdie eerste Woensdag van die maand Februarie in 2025. Ons is besig om te gesels oor vergifnis. Dis tog ter wille van vergifnis wat ons Messias as 'n mens op aarde gebore is. Geen mens kan op sy eie sy saak met ons Skepper God regmaak nie. Dit is waarom ons Messias mens op aarde geword het om hierdie geveg, en teen wie is die geveg? Die Satan. Hy het gekom as mens om hierdie geveg namens ons tot oorwinning oor hierdie vyand te bring. Maar met die sondeval reeds, het die Satan daarin geslaag om die mens 'n keuse, let op, 'n keuse te laat maak, waarin die mens teen die wil van ons Vader God gekies het, naamlik om te eet van die vrug van die boom wat verbode was, die boom van die kennis van goed en van kwaad. Toe die mens hier in ongehoorsaamheid aan ons Vader opgetree het, was hy gehoorsaam aan die vyand van Jahwe Elohim. En met hierdie gehoorsaamheid aan die vyand, het hierdie vyand 'n vatplek op die mens gekry, wat hom toegang gegee het daartoe om die mens se lewe te beïnvloed tot vandag toe. Een van die dinge waardeur hy invloed in ons lewe uitoefen, is deur vloeke oor ons uit te spreek. Waar ons Skepper God seën uitspreek, uitdeel en toelaat, is dit die begeerte van die vyand van ons Vader om vloeke uit te spreek en uit te deel, en dan ook toe te sien dat hierdie vloeke in volvoering kom. In hierdie optrede van die vyand is ons Afrikaanse spreekwoord waar: 'n jakkals verander van haar, maar nie van snaar. Waar ons Vader seën, is dit sy vyand se begeerte om te vervloek. En dit is steeds sy begeerte. Om oor vloeke te praat is 'n groot ding, maar ook minder aangename onderwerp. Sonder om erg daaroor uit te brei, is dit wel nodig dat ons mekaar herinner asseblief daaraan dat dit bestaan, en dat ons daarvan moet leer om die beskermende hand van ons Vader te herken. Belangrike waarheid is, die vyand van Jahwe Elohim spreek vloeke uit, en hy gebruik mense om dit te doen. Hy het mos nou nie 'n stem nie. Hy het wel 'n fluisterstem binne in ons, en dit gebruik hy om ons so ver te kry om vloeke oor onsself en oor ander mense uit te spreek. Mense raak moedeloos met mekaar, 'n ouer teenoor 'n kind. Woorde soos: as jy so aangaan, gaan jy nog eendag. En dan volg 'n erg negatiewe voorbeeld. Of 'n werkgewer teenoor 'n werknemer: ek gee moed op jou. Jy gaan nooit leer nie. Hoeveel keer het ek jou al gevra? Maar jy bly droog maak. Ek onthou as klein dogtertjie hoe ooms in ons familie oor goed gepraat het. Hulle verwys na familie en praat negatiewe goed en sê byvoorbeeld: ja, hulle is mos maar so, almal is eners. Jy kan niks anders van hulle verwag nie. Met sulke woorde spreek mense die teenoorgestelde van lewe oor ander mense uit. Dalk het jy ook groot geword in die tyd toe ons volwassenes oor sê het: jy moet end kry. As jy so aangaan, gaan jy nog. En dan die negatiewe uitsprake. Sulke woorde druk mens af. Dit maak ons donker, dit hou nie op, dit breek af. Ek onthou 'n oorgewig tannie wat gesê het: dis maar 'n familiekwaal. Ons lyk maar almal so. Ek sal ook seker maar eendag vroeg afklop as gevolg van my gewig. Wanneer mense sulke goed praat, spreek hulle die negatiewe uit, nie die seën van ons Vader nie. Ons moet waak oor wat ons praat. Ons kan ons uit ons geloof uitpraat en in die proses die vyand toestemming gee, selfs vrypas gee,
om met ons binneste te kom voeter volgens sy plan. Hoe ons sulke opmerkings hanteer, bepaal of vloeke bly staan en 'n effek het, of se muur in die naam van Jesus uitgekanselleer word. Leer om nie in die hand van die vyand te speel deur negatiewe goed uit te spreek en selfs in te roep nie. Die groot wonder van ons verhouding met ons Skepper en verlossing is dat ons Messias, Yeshua, vir elke vloek aan die kruis gehang het. Onthou hoe lees Galasiërs 3 vers 13 tot 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Hoor mooi, Paulus se verstaan, volgens Paulus se verstaan, kom die seun van Abraham na ons toe in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur geloof kan ontvang. Sonder om nou kings uit te braai. Gaan dink 'n bietjie. Was daar eers in jou grootwordtyd iemand wat negatiewe dinge oor jou uitgespreek het, wat net dalk steeds in jou binneste opkom, om dan koeie uit die sloot wakker te maak? Miskien was dit 'n onderwyser, miskien 'n familielid, miskien 'n buurman. Hoorie, hanteer dit. Hanteer dit nou in die naam van Yeshua. Bid dat sy bloed, wat aan die kruis gestort is, ook hierdie ding sal uitwis, geheel tot niets sal maak. Dan is dit nie meer deel van wie ek en jy is nie. Vader, gee ons asseblief insig. Gee ons asseblief helder onderskeiding en gee ons geloof om dit wat van die vyand kom en nie van U nie, te herken en dan te erken en dit in die naam van ons Messias na die voetbank van Yeshua te stuur. Dankie dat ons nie hoef te leef onder die uitspraak van enige vloeke nie. Die bloed van Jesus wat aan die kruis gestort is, beskerm ons teen elke vloek wat van U vyand kom. Ons besef dit, Vader. Ons kies om dit in geloof aan te gryp. En ons eer U daarvoor. En in gehoorsaamheid wil ons onsself voor U kom neerlê. En bid dat die bloed van Jesus ons so beskerm, dat geen uitspraak van die vyand enigstens verder op ons 'n invloed sal uitoefen nie. Dankie, Vader. Ons eer U. Ons kniel voor U. Ons gryp U aan. En ons draai ons rug op dit wat die vyand oor ons uitspreek. Amen.